My naam is Storyman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 6 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Heidi, deel 1. Op 'n sonnige Junie-môre verlaat 'n jong vrou, Dete, die mooi bergdorp Maienveld en begin met die kronkelpaadjie teen die berg uitklim. Die paadjie is steil en nogal moeilik begaanbaar, maar die heerlike geur van veldblomme vul die lug. In die een hand hou die jong vrou 'n bondel klere en aan die ander het sy 'n dogtertjie van so wat 5 jaar oud. Die kind kry bitter warm. Sy dra heeltemal te veel klere vir so 'n sonnige dag. 2 rokke, wolkouse, 'n paar swaar stewels en 'n dik rooi wolserp. Al verder stap hulle teen die berg op, totdat hulle eindelik die dorpie Deurvlie bereik. Die jong vrou gaan staan en die dogtertjie gaan op die grond sit. "Is jy moeg, Heidi?" vra Dete. Nee, maar ek kry baie warm. "Wel, dis nou nie meer ver na oom Alm se huis nie. As jy lank tree gee, is ons nou daar." Net toe hardloop 'n aangename jong vrou Bärbel by haar huis uit. "Dete," roep sy. "Wat maak jy hier? En waar vat jy die kind heen?" "O, is sy die susterskind wat jy versorg het vandat haar ma dood is?" "Ja, en ek neem haar na oom Alm. Sy moet daar gaan woon. Ek kan haar nie meer oppas nie, ek het werk in die stad gekry." "Wat? Gaan woon sy by hom? Jy moet laf wees. Hoe kan jy aan so iets dink? Hy's so wild. Hy weet niks van kinders oppas nie. Hy woon stok alleen in die berge met sy 2 bokke en praat nie met 'n dooie siel nie. Wanneer hy af en toe in die dorp kom, draai 'n groot kierie saam om mense skrik te maak. Weet jy, hy gaan nie eers meer kerk toe nie. Maar wat anders kan ek doen? Hy is tog haar oupa. Hy kan haar nou versorg. Ek het my plig gedoen." Terwyl die 2 jong vroue al geselsend verder stap, huppel Heidi weg en dwaal by 'n groen weide in. Sy was nog nooit tevore so gelukkig nie. In die stad waar sy by haar tante gewoon het, is sy nooit toegelaat om buite te speel nie. Nou hardloop en huppel en speel sy in die sonskyn tussen die blomme. Net toe sy weer na haar tante wil terugkeer, sien sy 'n kaalvoet seun met 'n wye broek wat 'n trop bokke oppas. Al hygend in haar dik, swaar klere hardloop Heidi agter hom aan. Die seun gaan 'n oomblik staan sodat sy bokke aan die gras kan vreet. Heidi haal hulle in. Toe gaan sit sy in die gras en luister na die bokke se klein koperklokkies wat in die warm bries tinkel. Sonder om na te dink, trek sy haar stewels, serp, kouse en rokke uit. "Hoeveel bokke pas jy op?" vra sy vir die seun. "Wat is hul name? Waarheen neem jy hulle? Aan wie behoort hulle?" Die seun glimlag. Heidi het so baie vrae dat sy hom geen kans gee om op 'n enkele een te antwoord nie. Toe hoor sy haar tante Dete skree. "Heidi, wat maak jy? En waar's jou klere?" "Daaronder," sê Heidi en wys na 'n netjiese stapeltjie klere in die gras. "Ek het hulle uitgetrek, dit is so vreeslik warm." "Kom dadelik hier, jou lawwe kind," sê Dete en gryp Heidi se hand. "En jy, Pieter, bring daardie bondel klere saam. Jy kan hulle na oom Alm se huis neem, jy gaan in elk geval soontoe." Hulle moet ver na die hoë bergweide stap, voor hulle oom Alm se eenvoudige huisie gewaar. Die ou man sit voor die huis en rook sy pyp.
Heidi hardloop vooruit. "Dag, oupa," sê sy en hou haar hand uit. "Wat gaan nou aan?" vra die ou man. Hy skud Heidi se hand 'n bietjie abrup en staar haar van onder sy digte wenkbroue aan. Heidi, wat nog nooit tevore iemand soos Oom Alm gesien het nie, verkyk haar aan sy verweerde gesig en sy digte bos grys hare. "Dag oom," sê Dete. "Ek het Heidi gebring om by oom te woon. Ek kan haar nou nie meer versorg nie, nou is dit oom se beurt." Oom Alm se oë vlam. "My beurt? My beurt? Wat weet ek van dogtertjies oppas? En jy, Peter, waarna kyk jy so? Weg is jy en vat my bokke saam." Dete is taamlik bang vir die ou man, maar vasbeslote om Heidi by hom te laat bly. "Ek hoop oom sorg behoorlik vir haar," sê sy. "En as oom nie kan nie, sal jy iemand moet kry wat kan." Oom Alm is woedend. "Trap jy? Ek het nie tyd vir mense soos jy nie, en ek wil jou nie weer hier sien nie, nie gou nie." Dete vertrek dadelik. "Totsiens, Heidi," sê sy hastig en begin toe by die berghang afstap. Toe Dete weg is, gaan sit Oom Alm weer en trek hard aan sy pyp. "Wel," sê hy, "wat wil jy hê?" "Ek wil graag sien hoe die huis van binne lyk, oupa." "Nou ja, kom, en bring jou klere saam." "Maar ek sal hulle nie meer nodig hê nie, die bokke hardloop die hele dag oor die berg rond, en hulle dra nie klere nie." "Wel, jy hoef nie as jy nie wil nie, maar bring hulle in elk geval saam, dan pak ons hulle in 'n kas." Heidi gehoorsaam en volg die ou man by die huisie in. Dit is maar net een groot kaal kamer met 'n enkele stoel, 'n tafel, 'n vuurherd en 'n groot houtkas. "Waar moet ek slaap, oupa?" "Net waar jy wil. Ek gee nie om nie." Heidi begin dadelik 'n slaapplek soek. In een hoek staan daar 'n leer teen die muur. Toe sy daarby opgeklim het, kom sy in 'n solder vol soet, vars hooi. In die een muur is 'n gat, en daardeur kan Heidi in die vallei afkyk. Sy sien die rivier, die bome en 'n sneeubedekte berg wat styl in die lug opskiet. "Ek sal graag hier slaap, oupa," roep sy uit. "Dis heerlik." "Nou maar goed, maar jy moet 'n laken hê. Ek sal kyk wat ek kan kry." Toe Oom Alm bo kom, sien hy dat Heidi 'n matrassie van die hooi gemaak het. "Dis reg," sê hy. "Maar ek dink jy moet 'n bietjie meer hooi opgooi, anders is die vloer te hard." "Ek dink oupa het iets vergeet," sê Heidi toe die ou man die bed opgemaak het. "Het ek? Wat?" "Wel, ek moet 'n kombers of iets hê. Mens slaap mos onder 'n kombers." "O," sê die ou man vriendelik. "Wat hiervan?" En hy sit 'n groot stuk dik ruwe vlas oor die bedjie neer. "Dis lieflik, oupa. Ek wens dit was al aand sodat ek kan gaan slaap." "Ek dink jy moet eers iets eet. Jy's seker baie honger." Hulle klim by die leer af. Terwyl Oom Alm die kos regmaak, sit Heidi 2 borde en 2 houtpakke op die tafel. Ek is bly om te sien jy's behulpsaam," mompel haar oupa. "Maar ek weet nie waarop jy kan sit nie. Daardie stoeltjie is glad te laag vir jou, jy sal nie bykom nie." Toe sit die ou man sy eie stoel voor Heidi neer, sodat sy dit as 'n tafel kan gebruik. Hy skink vir haar 'n bakkie melk in en gee haar 'n sny brood en goue geroosterde kaas. Na aandete maak Oom Alm vir Heidi haar eie stoel. Toe, terwyl die aand daal en die wind harder deur die 3 ou dennebome begin waai, hoor Heidi 'n skril gefluit en die gelui van klokke. Dit is Peter wat van die bergweiding met Oom Alm se bokke terugkom. "Is daardie 2 onsin, oupa?" vra Heidi. "Werklik onsin.
Wat is hulle name? Sal hulle altyd by ons bly? Een vraag op 'n slag, Heidi, sê die ou man. Die wittetjie is Swaantjie en die bruine is Beertjie. Gaan haal nou gou jou bakkie terwyl Peter die bok melk. Die son sak agter die hoë berge en die wind waai harder deur die bome. Heidi sit op die bankie voor die hut en drink haar melk. Nag, Swaantjie. Nag, Beertjie. Roep sy uit en stap by die hut in. Nag, oupa. Nag, Peter. Gedurende die nag word die wind al sterker. Dit waai so hard dat die ou balke van die huisie kraak en kreun. In die bokskuur lê Swaantjie en Beertjie blerend teen mekaar. 2 groot takke van die dennebome word afgeskeur en op die dak van die hut gewaai. Alm staan op. Hy dink die kind kan miskien bang wees. Maar toe hy in die hoë solder kom, slaap Heidi vas. Daar is 'n glimlag op haar gesig. Hy staan in die maanlig na haar en kyk, totdat wolksleurte oor die maan waai en die kamer verdonker. Nag, klein Heidi, fluister hy. Buk af en soen haar. Goeienag. Heidi se avonture in die berge word in deel 19 vervolg. Muile verbode. Faan woon langs 'n watergat op 'n diep, breë rivier. Hy en sy pa en ma en sy muil Gollu woon in 'n kraal. Gollu is 'n spierwit muil, behalwe sy neus wat pink is. Elke oggend na ontbyt gaan Faan, pa en Gollu in die bos werk. Terwyl hulle soontoe ry, speel Faan op sy fluit wat hy self uit 'n riet gemaak het. Hy speel graag die houtkapper se gunsteling liedjie. Dit gaan so: Die hoë boom word afgekap, ek hoop dit val die voorman pap. Al die houtkappers hou van die liedjie, omdat dit 'n vrolike wysie het en selfs die voorman moet glimlag as hy dit hoor. Faan se pa is 'n houtkapper. Elke dag moet hy en die ander houtkappers die hoë bome afkap wat die voorman uitgemerk het. Dan word Gollu voor die groot boomstamme gespan en Faan moet hom na die pad lei, waar 'n lorry wag om die boomstamme na 'n saagmeule op Mooi Rivier te neem. Faan hou baie daarvan as hy die boomstamme heuwel af na die wagtende lorries moet sleep. Dan vorder hulle vinnig, maar soms is die pad hoër as die heuwel, en dan moet Faan en Gollu sweet en sukkel om die swaar boomstamme bo te kry. Wanneer hulle by die pad kom, haal die houtkappers Gollu se tuig af en begin die stamme op die lorries laai. Dan sing hulle allerlei liedjies en wanneer Faan weer asem geskep het, begelei hy hulle op sy fluit. Die baas is hastig, opskud, moenie draai nie, moenie wag, om die hout te laai nie. Die baas is hastig, opskud, die baas is hastig, opskud. Dan gaan sit die baas agter die stuurwiel en die lorry brul en ry weg na Mooi Rivier. Die hele dag word bome afgekap, na die lorries gesleep, opgelaai en weggery. Maar wanneer die laaste lorry na die saagmeule vertrek het, gaan Faan en Gollu na die rivier om te was. Terwyl hy in die helder water swem, dink Faan verlangend aan die dag wanneer hy oud genoeg sal wees om na Mooi Rivier te gaan. Eindelik breek die groot dag aan.
Vaan se pa en ma het besluit om die reis na Mooirivier te onderneem, en hulle het gesê, Vaan kan saamgaan. Vaan huppel van opwinding. Toe onthou hy dat Gollu ook nog nooit in Mooirivier was nie. En hy vra vir pa of hy ook kan saamgaan. Pa het geen beswaar nie, en daar gaan hulle. Ma en pa ry voor, en Vaan en Gollu kom agterna. Toe hulle in Mooirivier aankom, is Vaan verstom. Selfs 'n bietjie bang om so baie mense, winkels, karre en fietsse te sien. En Gollu ook. Loop jy maar 'n bietjie in die dorp rond, sê pa vir Vaan. Jou ma en ek gaan kuier. Vaan en Gollu stap in die besige straat af. Vaan kyk na alles, veral na die winkelvensters. Skielik, in die venster van 'n algemene handelaar, sien hy 'n blink nuwe fluit. Dadelik weet hy dat hy daardie fluit meer as enigiets anders in die wêreld wil hê. Hy het geld vir die reis opgespaar. Nou hou hy die geld styf in sy vuis vas en stap by die winkel in om die fluit te koop. Die winkelier is baie verbaas om Vaan in die winkel te sien. En voor Vaan iets kan sê, neem hy hom aan die arm en wys na 'n kennisgewing bo die deur. Kan jy nie lees nie? Vra hy. Dit sê, swart is verbode. In hierdie winkel kom net wit mense. Hy stap weer by sy winkel in. Vaan bly in die straat agter. Vaan wil daardie fluitjie baie graag hê. Hoe gaan hy dit kry? Toe kyk hy na Gollu. Jy's wit, sê hy. Nou ja, behalwe jou pink neus, maar ek dink nie dit sal saak maak nie. Jy kan dit vir ons gaan koop. Maar Gollu is nie aan winkels gewoond nie. Hy is nie eens daaraan gewoond om binne sy huis te wees nie. Met sy stert slaan hy 'n fles lekker goed om, sy ore raak met 'n baadjie deurmekaar en sy hoewe kletter en gly op die houtvloer. Vroue in die winkel begin gil en Gollu begin bang word. Maar hy onthou daarom om die geld voor die winkelier te laat val. Toe kom daar mans en probeer Gollu uitjag. Hulle begin skree en Gollu besluit dat hy baie gou buite moet kom. Hy skop agterop en kry koers na die straat, dwars deur die groot vertoonvenster. Vaan is verbaas om Gollu deur die venster te sien kom. Toe sien hy die fluit deur die lug vlieg. Net toe hy dit vang, hardloop mense by die winkel uit om Gollu te probeer aankeer. Vaan sien dat dit die beste sal wees om so gou moontlik weg te hardloop. Hy spring op Gollu se rug en skree, "Huis toe!" Maar die muil jaag al klaar so vinnig as hy kan in die straat af. Die winkelier sit hulle agterna, tot hy te uitasem is om verder te hardloop. Toe Vaan sien dat hy hulle nie meer agtervolg nie, sê hy vir Gollu, hy kan nou maar stap. Toe bring hy die nuwe fluit na sy lippe en blaas 'n paar note. Gou-gou speel hy 'n vrolike deuntjie en Gollu begin draf op die wysie van die houtkapper se lied. Die baas is hastig opskud, moenie draai nie, moenie wag om die hout te laai nie. Die baas is hastig opskud, die baas is hastig opskud. Die winkelier keer na sy winkel terug en begin die vreeslike gemors opruim. Hy sit elke ding op sy plek en vee die glasskerwe op. Binnekort lyk sy winkel alweer byna net soos tevore, behalwe die een ding, die kennisgewing buite die deur. Dit lui nou, muile verbode. Die 3 wense. Toe Fritz een aand thuis kom, so nors en suur soos altyd, kry sy vrou in die kombuis.
Sy het 'n baie vreemde kyk op haar gesig. In haar skoot lê 'n brief. "Wat moet keer?" brom hy. "Kom in en maak die deur toe, Frits. Jy sal dit nie glo nie, maar die Fietjies het vir ons 'n brief geskryf. Hulle het ons 3 wense gegee." Hy gryp die brief en lees dit sorgvuldig. "Ons moet die meeste hiervan maak, Magda. Ons moenie haastig wees nie. 3 wense kan ons ryk maak, belangrik, beroemd. Maar ons moet die regte goed vra." "Ek het klaar 'n lys gemaak," sê Magda en spring op. "Kyk, 'n paleis vir my, 'n koning se troon vir jou, skoonheid vir my, 'n lang lewe vir jou, goud en juwele. Wel, ek het so hard aan die lys gewerk dat ek nie tyd gekry het om kos te maak nie." "Wat?" blaf Frits. "Hoe kan jy verwag ek moet belangrike besluite op 'n nugter maag neem? Dis daarom te veel gevra. Jy's so lui. Ek wens daarom jy kon vir ons iets reggemaak het, al was dit maar 'n paar worsies." Skielik is daar 'n vreemde gezoem, soos veevlerke, en plots 'n string worse verskyn op 'n bord op die kombuistafel. Frits staar daarna en lek sy lippe af. "Jy het 'n wens verspil," skree Magda en slaan hom met 'n bruin brood oor die kop. "Jy was altyd so dom as strand. As 'n ding gedoen moet ek dit self doen. O, jy maak my so woedend. Ek wens daardie worse sit aan jou lelike neus vas." Daar is weer 'n geluid. Die keer soos Fietjies wat sing. En woeps, spring die wors van die bord af en sit aan Frits se neus vas. Hy kyk na hulle en bars in trane uit. Albei probeer die ritsworse aftrek. "Eina, hulle is warm," skree Frits. "Ek sal hulle afsny." "Sit daar die mes neer, vroumens, hoe kan jy so iets voorstel?" Maar die worse bly waar hulle is. Op daardie oomblik klop iemand aan die deur. Frits en Magda staar mekaar aan. "Moenie oopmaak nie, want jy al die mense moet weet daar sit 'n string wors aan jou neus vas." "Wat?" roep Frits uit. "Want ek moet die res van my lewe wegkruip? Ag, ek het nooit geweet hoe gelukkig ek tevore was nie. Toe het ek nog 'n doodgewone neus gehad. As ons net nie so maklik rusie maak nie." "Ja, ek weet. Ek is baie jammer, Frits." Nee, dit was nie jou skuld nie. Ek wens net die Fietjies het hulle wense vir hulself gehou en alles laat bly soos dit was. Ek ook. Weer is daar 'n vreemde geluid. Hierdie keer soos Fietjies wat lag en blap. Val die worse van Frits se neus af. Frits en Magda omhels mekaar en lag en dans om die tafel. En die Fietjies wat hulle dopgehou het, hardloop weg om nog 'n brief te gaan pos. Jakkals en Wolf verhuur hulle. Daar was 'n tyd toe Jakkals en Wolf gewillig was om vir 'n boer te werk as dit droog word en kos skaars raak. Op 'n dag draf Jakkals na boer se boord om 'n geselsie met hom aan te knoop. Boer is dadelik agterdogtig en vra: "Wat soek jy hier, Jakkals?" Met 'n vriendelike laggie antwoord Jakkals: "Nee wat, steel het ek laat staan. Ek werk nou ieder vir my daglikse kosie. Dan het almal my mos lief." Boer lag. "Dis beter, maar watter werk kan jy nogal verrig?" "My hande staan van niks verkeerd nie.
Ek sien hier die boord staan toe onder die gras. Hier vir my en Wolf om het skoon te skoffel, stel Jakkals voor. Ons sal tevrede wees om net vir ons kos te werk. En dan kan ons miskien elkeen 'n lam kry as ons klaar is. Boer stem in en Jakkals hou hom net ywerig. Kom, waar is die skoffelpikke? Maar hy voeg vinnig by. Kyk, dis nou tyd vir breakfast. Gee my maar my kos voordat Wolf kom, dan kan ek so lank aan die werk spring. Boer gee hom 'n yslike rantsoen. Jakkals sukkel behoorlik om dit opgeëet te kry. Toe hy klaar is, gaan hy vir Wolf daarna byhaal. Ewe bly roep hy uit. Broer Wolf, ek het vir ons 2 'n gawe stuk werk gekry. Ons moet elkeen 'n boord skoffel. Ek sê jou, ek is danig in my noppies. Die rantsoene is groot en die werk is klein. Wolf trek eers 'n suur gesig. Noem jy 'n allemintige boord klein werk? Maar wat kan ek doen? My maag rommel van die honger. Waar is die rantsoene? Broer, hoe praat jy dan van kos voordat jy dit verdien het? Ons moet daarom eers wys dat ons kan werk, antwoord Jakkals ewe verontwaardig. Hy gee vir Wolf 'n skoffelpik en vertel hom dat hy, wat Jakkals is, die ander boord gaan aanpak. Onthou, dat moet straf met die werk gaan. Gaan versuim nie, né? Jakkals stap weg na die ander boord, wat glad nie bestaan nie, en gaan lê op 'n koppie waar hy die voetpad na die boordkant dophou, om Boer te sien aankom. Toe Boer die middag kom kyk hoe die werk vorder, spring Jakkals vinnig van sy lêplek op. Vir Wolf fluister hy. Hier kom Boer, ek het jou gou kom help sodat jou werk nie by myne afsteek nie. Man, ek het die hele wêreld omgepik. Is dit al wat julle 2 uitgerig het? Roep Boer ontevrede uit. Dis skaars die werk van 1 man. As julle so begin, kan julle liewers nou ophou. Ek voel swak van die honger, antwoord Wolf. Dit sal strawwer gaan as ek net eers geëet het. Nou toe, ons sal sien, antwoord Boer en draai om hulle rantsoene te gaan haal. Nee, wanneer lyk dit as die baas vir sy werkers kos moet aandra? Wil Jakkals haastig weet en draf agter Boer aan. Ek sal saamgaan, al is ek moeg, en die kos hierheen bring. Boer gee vir Jakkals 2 tamaai rantsoene. Jakkals eet sy eie rantsoen op en sê vir Wolf. Broer, dis al 'n bietjie kos wat 2 sulke hardwerkende kerels soos ons wat Boer kry. Ek het hard daaroor gespook, maar al my raas het niks gehelp nie. Wolf gooi sy pik met 'n suur gesig neer en brom. Die werk is propvol, maar die kos is boomskraap. Jakkals deel die rantsoen in 2 en Wolf bære sy vleis in 2 slukke agter sy kakke. Hy bekyk die bietjie melk en kla. Te veel vir oogdruppels, maar te min om 'n vlieg in te versuip. Maar hy sluk dit ook vinnig weg en vryf sy maag. Al help dit nie teen jou honger nie, troos se darm. Jakkals spring op. Toe broer Wolf, van sit en staan kom niks gedaan. Sorg dat dit vanmiddag strawwer gaan, sodat ons 'n slag genoeg kos kan kry. Terwyl Jakkals weer in die skaduwee gaan lê om vir Boer dop te hou, gryp Wolf sy pik en kap dat die grasbolle links en regs waai. In 'n ommesientjie is hy asval van die stof. Teen sononder, toe Boer weer na die werk kom kyk, kom Jakkals Wolf kastig weer help. Boer klaar nogmaals oor die min werk en sê dat hulle 2 nie eens die sieningkies aan die vleis wat hy vir hulle gee verdien nie. Wolf voel danig ontevrede, want hy het so hard gewerk as wat hy kon. Jakkals sê niks nie, maar draf weer saam met Boer om die kos by die huis te gaan haal en eet weer op pad terug na die boord meer as die helfte op. Broer Wolf, dit help tog nie om oor die min kos te kla nie, sê Jakkals. Ons moet dit harder opdruk, sodat die werk kan klaarkom en ons elkeen ons lam kan kry. Die volgende paar dae werk Wolf so hard as wat sy kragte hom toelaat. Hy word al maarder en Jakkals word al vetter. Op laas breek die gelukkige dag aan wat die boord klaar geskoffel is. Jakkals waarsku vir Wolf. Bly jy hier? Boer se honde sal jou gewis en seker flinter skeur. Hulle ken my al. Ek sal ons lammers gaan haal. Vir Boer sê Jakkals. Ek sal môre my lam kom haal, maar Wolf wil syne opsluit nou hê. Toe Wolf vir Jakkals sien aankom,
Wil hy dadelik weet waar die ander lam dan is? Jakkals trek net sy skouers op en antwoord. Dis al wat boer vir ons gee. Hy sê ons het te lank gewerk en te veel kos gekry. Ons moet ons op die daad uit die voete maak. Of hy kom boener ons met sy honde weg. Hierop deel die twee die lam haastig in twee. Wolf is teen die tyd so honger, dat hy sy helfte net daar opeet. Jakkals neem sy helfte saam huis toe. Die volgende dag gaan haal hy ook die ander lam by boer en eet dit tuis op, sonder om vir Wolf eers 'n kiesvol te los. Jakkals en Wolf vang vis. Daar was ook 'n tyd toe Wolf een streep deur vir Jakkals gesoek het. Wolf wou 'n slag met Jakkals afreken vir al die strepe wat Jakkals hom al getrek het. Jakkals het hom uit die vonke van Wolf gehou. Maar sonder die gewillige Wolf het hy dit swaar gekry om aan sy kos te kom. Daarom vra hy toe vir Aasvoël om tog die misverstand tussen hom en Wolf uit die weg te ruim. Toe Aasvoël weer vir Wolf raakloop, vra hy vir Wolf waar Jakkals dan is. "Hoe moet ek weet?" antwoord Wolf. "Maar as ek hom in jou hande kry, sal hy nie sonder velskeer daarvan afkom nie." Foei, sê Aasvoël. Moet jy so van jou beste vriend praat? Weet jy nie hoe lief hy jou het nie? Dis jou eie skuld as jy al ewig sy gawe planne verbrou. As jy maak net soos hy sê, sal jy nie sulke stelle aftrap nie. Wolf besluit om Jakkals tog maar te vergewe. Toe Jakkals vir Wolf sien aankom, gryp hy gou 'n stuk vis wat hy gesteel het en begin daaraan kou. "Môre broer Jakkals," groet Wolf. "En wat eet jy daar?" Heerlike vis. Wil jy ook 'n stukkie hê? Antwoord Jakkals vriendelik. "Altyd seker. Maar waar het jy aan die kostelike vis gekom?" Jakkals kry sy skelm trek in die oog. Ek het dit in boer se dam gevang. Man, die dam krioel behoorlik van die vis. Ek is van plan om vandag weer te gaan. Hoe lyk dit? Wil jy saamgaan? Wolf stem gretig in. Omtrent middernag, toe die koue swaar en grillerig in die laagte om boer se huis lê, stap die twee met kletterende tande na boer se dam. Daar aangekom, vra Wolf: "Broer Jakkals, nou moet jy eers sê, hoe vang jy vis? Ek het dit nog nooit onderneem nie." Ag, dis geen kuns nie, antwoord Jakkals. Al wat ons doen, is om langs die water te gaan lê en ons sterte in die water te laat hang. As ons net roerloos lê, sal jy gou sien hoe die visse byt. "Enige kind kan dit mos doen," roep Wolf uit en soek 'n geskikte plek om sy stert te laat sak. "Arrie, maar die water is ysig," roep hy uit toe sy stert in die dam sink. Jakkals gaan 'n entjie van Wolf af lê en maak seker dat hy nie sy stert in die koue water steek nie, maar dit langs hom hou, sodat Wolf niks bespeur nie. Na 'n rukkie roep Wolf uit: "So, broer Jakkals, die water is bitterkoud. My stert dwing om te verkleim." Lê net stil, antwoord Jakkals. Dis die visse wat so koud in jou stert voel. Dit beteken, hulle gaan nou begin byt. Wolf laat hom vertroos en lê roerloos, totdat daar stukkies ys aan sy stert begin kleef. "Broer Jakkals," roep hy uit, "my stert word swaar van die vis. Moet ek nou uittrek?" Gou keer Jakkals: "Broer Wolf, moenie vir jou gek hou nie. Dis nou eers die klein visies wat byt. Nee, wag nog 'n rukkie." Teen dagbreek, toe die dam kliphard gevries is, spring Jakkals uit sy warm slaapplek op en roep uit: "Dis vreemd. By my wil die visse vandag nie byt nie. Al die geluk lê by jou. Ek kan sien hoe swaar die visse aan jou stert hang." Wolf ruk
en Wolf pluk. Wolf trek hierdie kant toe en Wolf leun daardie kant toe. Maar wat vassit, is daardie stert van hom. Help my broer Jakkals, dan gee ek jou ook van die vis, beloof hy. Maar Jakkals hou hom verleë. Trek ek jou stert, breek het ak. Dan is jy jou vis en jou stert kwyt. Ek sê wat ek sal doen. Ek gaan haal gou 'n knapsak by die huis. Dan kan ons die vis een vir een van jou stert afhaal en in die knapsak gooi. Jakkals hol weg met 'n draai na Boer se huis toe en vertel hom dat Wolf vasgeëis in sy dam sit. Boer gryp sy sambok, roep sy honde en kry koers na die dam. Toe word Wolf met die sambok gelooi en deur die honde gekarniffel dat hy weet hy is Wolf se kind. Die honde byt hom dat sy hare waai en die sambok klap asof dit op 'n kafsak slaan. Totdat hy op laas losruk en huis toe laat spaander. En Jakkals bring nou nog daardie knapsak wat hy kamp te gaan haal het. Die vleiende baadjie. Professor Hoedsek en sy vrou woon in 'n mooi geel huis by die see. Professor Hoedsek gee soms 'n lesing of 2. Hy maak tuin, hy vang vis. Hy is meestal baie gelukkig. Net 2 dinge maak hom ongelukkig. Een is om sy eie klere te koop en die tweede is om per trein stad toe te gaan om vergaderings by te woon. Een mooi someroggend is die professor in sy tuin besig toe hy 'n vreeslike skeurgeluid agter hom hoor. "Liewe land," mompel hy. "Ek het so 'n nare gevoel, dit was my baadjie." Die professor is reg. Sy baadjie is so oud en verslete dat dit heeltemal middeldeur geskeur het. Hy kan dit nog dra as hy die knope vasmaak en die stukkende kant voordra. Maar selfs die professor besef dat dit 'n bietjie laf lyk. "Dit help nie," sug hy. "Ek sal tog 'n nuwe moet koop." En hy stap teensinnig na 'n klerewinkel. Dit was in die somer en daar was baie stoute kabouters rond. 'n Paar van hulle het by die winkel ingesluip, 'n baadjie in die hoek van die toonvenster gesien en dit getoer. Nou is dit 'n betowerde baadjie wat kan vlieg. Natuurlik weet professor Hoedsek glad niks hiervan nie. Toe hy die baadjie in die venster sien, besluit hy om dit te koop, want hy hou van die groen en bruin ruitpatroon. Hy stap by die winkel in om dit aan te pas. Die snyer is verheug. Niemand anders wil die ouderwetse baadjie hê nie. "O, dit pas pragtig," sê hy toe hy die professor help om dit aan te trek. "Kon vir u gemaak gewees het." Die professor stem saam. "Ek sal dit sommer aanhou en my vrou verras," sê hy. "Sy kla al maande en maande oor my ou baadjie." Die professor betaal die winkelier en stap baie trots by die winkel uit. Hy wil die baadjie graag vir sy vrou gaan wys, maar eers wil hy 'n bietjie vis vir die middagmaal vang. Opgetoe marseer hy na die hawe en binnekort is hy in sy klein bootjie op die water. "Wat 'n pragtige dag," dink hy en kyk na die helder blou lug. Met 'n sug van tevredenheid werp hy sy vislyn in die kalm see. Hy is taamlik seker dat hy binnekort 'n vis gaan intrek. Maar die tyd gaan verby. Niks knabbel eens aan die hoek nie. Toe begin die wind waai. Groot swart wolke verskyn op die horison en branders begin teen die bootjie klots. "Ag nee, eers vang ek niks vis nie en nou gaan my nuwe baadjie ook nat word. Ek wens ek was tuis." Die towerbaadjie gehoorsaam dadelik. Dit vlieg in die lug op en neem die professor saam. "Goeie genigtig, wat gaan nou aan? Ek vlieg land toe, ek is oor die kaai, ek is oor die universiteit, ek is oor my huis." Toe begin die baadjie stadig, versigtig daal. "Ja, regtig,"
sê die professor weer. Ek is in my tuin, ek kan dit nie glo nie. Dis die baadjie, dit moet 'n towerbaadjie wees. Die professor hardloop by sy huis in. Kyk, hierdie wonderlike baadjie, sê hy vir sy vrou. O, dis mooi, skat, glad te mooi vir tuin maak. Vergeet nou van tuin maak, sê die professor ongeduldig. Kyk net, ek wens ek was in die tuin. Die baadjie en die professor styg na die plafon, beweeg na die venster en skiet uit tuin toe. Mevrou Hoetsek was nog nooit in haar lewe so verbaas nie. Sy hardloop tuin toe en staan haar en verkyk. Dis 'n towerbaadjie, roep haar man. Dis ongelooflik, stamel mevrou Hoetsek. Maar dink net, skat, hoe nuttig sal dit wees? Nou kan jy na jou vergaderings in die stad vlieg. Jy hoef nie meer trein te ry nie. Professor Hoetsek lyk 'n bietjie onseker. Ek weet nie of die baadjie so ver vlieg nie. Wel, ons sal sien. Jy sal eers moet oefen. Ek begin dadelik. En die res van daardie oggend vlieg die professor van die eetkamer na die tuin en van die tuin na die eetkamer. Toe die somer verby is hy 'n deskundige. Hy beheer die baadjie soos 'n vleenier. Eindelik kom die groot dag. Hy moet 'n byeenkoms van professore in die stad gaan bywoon. Met 'n rugsak op sy rug stap hy by die huis uit en sê vir sy vrou totsiens. Gou weer terug, roep hy. Toe haal hy diep asem en sê, ek was in die stad. En daar vlieg hy in die lug op. Dis al manier om te reis, lag hy ingenome. Maar hy het nog nie lank gevlieg nie, toe begin hy besonder honger voel. Wat ek moet hê is 'n paar toebroodjies, sê hy, en begin deur sy rugsak soek. Ag, sloffernye, ek het die kos vergeet. Al wat ek hier het is my pyjamas en my tandepasta. Op daardie oomblik gee die baadjie skielik onder toe pad toe 'n silwer monster by hulle verbydreun. O, goeie genogtig, skree die professor. Dis 'n groot vliegtuig wat kom land. Ag, ek was veilig op die grond met 'n lekker happie om te eet. Die professor het vergeet dat hy 'n towerbaadjie dra. Hy is skoon verbaas toe dit deur die wolke begin afsak, al laer en laer tot op die speelgrond van 'n skool. Die juffrou van klas 1 is ook baie verbaas toe die besoeker by haar klaskamer instap. Hy moet seker die inspekteur wees, dink sy, en vertrek om vir hom koffie en beskuit te gaan haal. Terwyl sy weggespeel die professor met die kinders. Hulle is besig om te verf en die professor word baie opgewonde. Ek kan daarvan kry, sê hy. Ons sal vir oom daarvan gee, sê die kinders. Al my gunsteling kleure, sê hy. Rooi en groen en blou en geel en pers en oranje. Baie dankie. Weldra moet die professor weer vertrek. Die ingenome kinders kyk hoe hy van die speelgrond opstyg en in die wolke verdwyn. Hy strek sy arms uit om hom op 'n ewe kiel te hou toe die wind om sy ore begin huil. Die wind is baie sterk. Toe hy bo die voorstede kom, blaas dit al sy verf in die wolke in. Ag, liewe land, hyg hy. Ek was al daar. Die baadjie werk vinnig. 'n kwartier later spreek hy die byeenkoms van professore in die stad toe. My baadjie is vinniger as 'n vliegtuig, dink hy. Ek kan vanaand huis toe vlieg en betyds vir ontbyt aankom. En toe die aand daal,
styg die professor bo die fonkelende liggies van die stad op. Sy avontuurlike dag het hom uitgeput. Spoedig is hy vas aan die slaap. Hy word eers weer wakker toe hy met 'n ligte stampie in sy tuin neerstryk. Mevrou Hoedseek is verheug om hom te sien. Hy vertel haar sy avonture en albei lag toe hy aan die ontbyttafel 'n opskrif uit die stad se koerant voorlees. Gekleurde reën val oor die voorstede. Wetenskaplikes vind geen verklaring. Wil jy vir my sê, dit was die plakkaatverf wat uit jou sakke geval het? Vra sy. Ag ja, seker, sê die professor. Kom, ons hou dit in elk geval 'n geheim. Kom, ons vertel niemand van die vliegende baadjie nie. En hulle het nie. Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 5 stories uit my storiekas. Hulle is Die Geleende Velskoene, Die Beestelike Boek deel 1, Koos en die Boontjie Rank, Heidi, Tuis by Oupa, Sinpad en die Merkwaardige Eilande. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, 'n mooi bly.